Goeiemôre of goeiemiddag, geliefdes, familie en vriende. Ek wil vir die familie namens ons gemeente ook ons innige meegevoel oordra. Oom Dries en Tannie Fransie is 'n hele ruk al deel van ons gemeente. En ons voel almal saam die seer kry as een van ons geliefdes nie meer daar is nie. Mag die Here julle ook vandag vertroos en elke dag in die wete dat ons gelowiges is, dat ons op die Here kan vertrou en dat die Here vir ons in baie groot liefde omgee en ons versorg. Kom ons begin ons erediens en ons gaan die seëngroet ook uitspreek. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Mag julle die genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ontvang deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam lied nommer 177, Jesus groot bo almal. Ons sing dit terwyl ons staan. Ons gee net kans dat Janet by die klavier gaan sit. Ons uitsending gaan voort. Die direkte uitsending is ook gereed vir ons kragonderbreking. Ons het dit verwag, so alles is gereël dat dit sal voortgaan. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige God. Here, ons kom vanmiddag hier saam. En ons treur oor 'n geliefde wat nie meer hier by ons is nie. En ons wil vir U vra om vir ons te vertroos. Gee vir ons die krag en gee vir ons die genade ook deur U woord, sodat ons U liefde en U sorg kan ervaar. Ons bid dat die gedeelte wat ons ook uit die woord lees, dat dit ook tot ons sal spreek. Dankie Here vir U woord. Dankie vir U liefde. Ons voel in onsself soos klein en nederige mense wat wil stil sit en sê, Here, spreek U tot ons. U diensknegte luister. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Ek wil graag vir u die woord van die Here lees uit Romeine hoofstuk 8 en ek gaan lees van vers 18 tot vers 30. Romeine hoofstuk 8 van vers 18 tot vers 30. Ons vind ons troos vanmiddag uit hierdie woorde. Dit gaan oor die toekomstige heerlikheid.
Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is, want hy het hulle wat hy tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot sover. Ek wil hê ons moet hierdie een vers in besonder vandag hanteer. Dis 'n vers vol van troos wat van die Here afkom. Die eerste vers wat ek gelees het. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, familie en vriende. Ek dink ons almal weet dat die laaste paar jaar baie moeilike jare vir oom Dries was. Tannie Fransie het siek geword en oom Dries moes haar versorg het. En ons weet dat hy dit met uitnemendheid en liefde gedoen het, so ver as wat hy dit kon doen. Hy is met kanker gediagnoseer en moes behandeling ontvang wat hom later baie sleg laat voel het. Hy het so verswak dat hy later in die hospitaal opgeneem moes word. Maar die tye wat ek hom besoek het, die tye wat ons gepraat het, was oom Dries altyd kalm gewees en sy geloof het vasgestaan dat die Here sy lewe in sy hand vashou. Maar wat ons vanoggend in hierdie gedeelte lees, en wat van ons duidelik uitstaan, is dat swaar kry en seer kry en pyn, dit wat ons ervaar in hierdie lewe,
nooit kan opweeg teen die heerlikheid wat die Here vir ons bestem nie. Luister mooi na ons fokusvers weer. Ek is daarvan oortuig, sê Paulus. En is nie baie keer wat hy sê, hy is absoluut van iets oortuig nie. Maar hy sê van hierdie een waarheid is hy absoluut oortuig. En dit is dat die swaar kry wat ons in hierdie lewe moet deurmaak, nooit sal opweeg teen die heerlikheid wat God bestem nie. Paulus is besig om 'n brief aan die gemeente in Rome te skrywe. Hy was nooit self in Rome gewees nie, maar hy het baie van die gemeentelede daar geken. Hy het hulle ontmoet by ander gemeentes wat hy by gewerk het. En as Paulus aan hulle skryf oor lyding en swaar kry, wat hulle somtyds moet verduur, dan praat hy nie van iets wat hy nie self ook ervaar het nie. Ons lees van Paulus se swaar kry byvoorbeeld in 2 Korintiërs 11 vers 24 tot 29 waar hy skrywe dat hy 5 maal die gebruikelike straf van 39 houe gekry het. Hy skryf van tye toe hy met klippe gegooi is. Hy skryf van 3 maal wat hy skipbreuk gelei het. 1 maal wat hy dag en nag in die oop see was. Dikwels was hy op sy reise in gevaar gewees. Daar was die gevare van riviere, van rowers wat hom kon aanval, die gevare van volksgenote, van heidene, van vals broers. Hy het hard gewerk en swaar gekry, nagte sonder slaap deurgebring. En hy was dikwels ook honger en dors gewees, sonder kos en sonder bedekking en die koue. En daarmee saam al die ou besorgdheid en die bekommernisse in sy lewe. Hoor jy hierdie swaar kry wat hy deurgemaak het? Ek is seker dat ons ook besef dat swaar kry op verskillende vlakke in ons lewe ook lê. Daar is die fisiese pyn en siekte in hierdie ou wêreld. Dit is swaar om dit te dra. Dis nie maklik nie. Gaan kyk maar na die hospitale en gaan na die ouetehuise toe om dit te kan raak sien. Dit breek jou hart as jy mense sien wat pyn het. Van ons ouer mense wat dalk maande lank pyn ervaar. En dan is daar nog die emosionele swaar wat ons ook baie keer moet deurmaak. Iets daarvan wat ons ook vandag ervaar. Van 'n geliefde wat nie meer hier by ons is nie. En dan is die ou swaar kry van die ou sonde ook nog daar. Dalk is dit op 'n tyd lekker vir ons, maar die seer kry en die swaar kry is groter. Dink maar aan die Here Jesus Christus wat swaar gekry het. Weens ons sonde. Waar hy in die tuin van Getsemane gesit het en waar hy vir die Here gepleit het om maar hierdie beker by hom te laat verbygaan. En waar hy voor die Joodse raad moes verskyn het, waar hy verneder is en 'n kroon op sy kop gedruk is en geslaan is met riete. En dan die swaar kry wat Paulus dalk self moes ervaar het toe hy vervolg is. Omdat hy in Christus geglo het. Swaar gekry as gevolg van sy geloof. Swaar kry. Swaar kry. Ons wêreld is so vol van swaar kry en pyn. Tog, wat het Paulus te sê oor hierdie swaar kry en pyn?
Hy sê dat dit nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Paulus wil hê dat ons moet dink aan 'n skaal. As hy praat van opweeg, dan weeg hy twee dinge teenoor mekaar af. En dan moet ons nie dink aan vandag se elektroniese skale nie. Kom ons dink aan daardie skale wat hulle in die ou tyd gebruik het met die twee armpies, met die twee gewigte aan. Die een kant sit jy dit wat jy wil weeg, die ander kant 'n gewig, sodat hierdie twee gelyk kan wees, dan bepaal jy die gewig van dit wat jy graag wil weet. Nou sê Paulus, kom ons plaas aan die een kant ons swaar kry. Al ons swaar kry, alles wat ons deur ons lewe moet deurstaan en deurmaak. En aan die ander kant sit ons die heerlikheid van God. En dan besef ons maar, die heerlikheid van God trek ons swaar kry altyd op. Want die heerlikheid van God is swaarder as ons ergste swaar kry op hierdie aarde. Ons sou swaar kry. En hy sê dit baie mooi in 2 Korintiërs 4 vers 17. Hy sê dit is gering, dis lig en dit gaan verby. Maar die heerlikheid van God is ewig. Dit staan vas. Dit het meer gewig as ons swaar kry. Kom ons dink 'n bietjie oor wat hierdie heerlikheid is wat God dan vir ons gee. Wat so swaar weeg in ons lewe. Dit is interessant as ons die Ou Testament lees en ons gaan soek die woordjie heerlikheid op. Dan het die heerlikheid van God altyd iets te doen met homself. Dis die Here wat heerlik is. En dan het dit iets te doen met sy majesteit, met sy eie grootheid. Dis hoe die Here is. Magtig, groot, swaar in gewig. En daarom as my eie swaar kry wat maar gering is, wat dalk kan die verbygaan is, wat maar net beperk is tot hierdie jou aardse lewe van my, dalk maar beperk is tot 'n sekere tyd in my lewe. En ek het weeg dit op teen die heerlikheid van God, teenoor sy majesteit, dan is dit baie, baie groter. Ons kan iets meer sê oor hierdie heerlikheid van God. In Johannes 11 vers 25 en 26 het Jesus aan Martha gesê: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Daar kom iets van die heerlikheid van die Here baie duideliker na vore. Die heerlikheid wat gewig het. Die heerlikheid wat ewig is. Dink daar aan die swaar kry wat verbygaan, wat nie ewig is nie. Maar die heerlikheid wat ewig is. Die heerlikheid wat in sy grootheid, die goddelike en die hemelse gloed op ons laat neerstraal. Dis iets van die wese van God. Dit gaan oor sy goddelike krag. Dit beskryf ook iets van Jesus Christus en dit wat hy op die aarde vir ons kom doen het. In Romeine 6 vers 4 staan daar dat Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is. Daar sien ons die heerlikheid van God in sy volle wese. Die oorwinning oor die dood wat in Jesus Christus voorgekom het. Jesus Christus is ook in heerlikheid opgeneem in die hemel. Dit wys ook iets van sy hemelvaart.
Dit het in heerlikheid plaasgevind. Deur die mag van God. En dan het hierdie heerlikheid ook iets van dit wat vir ons beloof is. Dit het iets daarmee te doen. Dit het iets met dit wat God vir ons gereed maak in die hemel ook te doen. Dat ons hierdie heerlikheid van God kan ingaan, om vir ewig by die Here te wees. In Efesiërs 3 vers 16 het Paulus geskryf, ek bid, dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee, om ook innerlik sterk te wees. So die heerlikheid van God beskryf iets van God self. Dit beskryf iets van Jesus Christus, hoe hy op die aarde was. Daai heerlikheid wat ons kon gesien het, toe hy uit die dood uit opgestaan het. Ons kan ook dit sien, as hy in heerlikheid in die hemel opgevaar het. En is hierdie heerlikheid, wat ons as gelowiges aan kan deel hê, eendag, as ons tydelike lewe hier op die aarde verby is. En daarom vra Paulus weer, kom ons kyk na die skaal. Wat weeg die swaarste? Ons sou klein swaar kry, wat dalk erg kan wees in daai tydjie in ons lewe. Of die heerlikheid van God, wat daardie swaar kry van ons, eintlik heeltemal optrek en dit minder maak. En dan sê die Here, deur Paulus aan ons, dit sê hy in Romeine 8 vers 17, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. So word ons eintlik van buite af ingetrek in hierdie heerlikheid van God, omdat ons erfgename is. Eintlik is ons erfgename in die sin van aangenome kinders. Ons word deel van hierdie heerlikheid van Christus. Hierdie heerlikheid wat ons in Jesus Christus gesien het, toe hy opgestaan het uit die dood. Hierdie heerlikheid van Christus, toe hy opgevaar het na die hemel. Ons is erfgename daarvan. Wat 'n wonderlike boodskap is dit nie. Ons erf dit, nie omdat ons dit verdien nie. Nie omdat ons so mooi lyk, of omdat ons so sterk is, of omdat ons so goed is nie. Maar ons is erfgename daarvan, omdat ons as kinders van die Here aangeneem is. Dis die belofte van die Here vir gelowiges. Gelowiges wat swaar kry, dat hulle erfgename mag wees van dit wat Christus ook in sy lewe op die aarde ervaar het. Toe hy die dood oorwin het, maar ook toe hy opgevaar het na die hemel toe. En dan beloof die Here dit vir ons. Ek gaan na die hemel toe, sê Jesus Christus, om vir julle 'n plek gereed te maak. En as dit gereed is, dan kom ek weer na die aarde toe, om vir julle te kom haal, sodat julle tot in ewigheid daaraan deel kan hê. Dit is ons beloftes, dit hou ons vas. Dit is die belofte vir elke gelowige. En daarom, geliefdes, waar soek ons troos? Ons troos as ons net nou ook by die graf van oom Dries gaan staan. Dan weet ons, ook hy het nou deel aan die heerlikheid van God. Dit wat tydelik was, dit wat van 'n korte duur was, dit wat ligter is as die heerlikheid van God, dis verby. Dit wat ewig is, dit wat vir ons troos is, dit wat God is, dit wat Jesus Christus op die aarde was, ons is erfgename daarvan. Daarin vind ons troos, tot in ewigheid. Familie, vriende, wees getroos as ons 'n geliefde, 'n gelowige, afstaan aan die dood. Ons weet,
Dis maar 'n oorgang tot die volle heerlikheid van God. Daarom sê Paulus, as ons die twee teenoor mekaar moet opweeg, dan weeg die heerlikheid van God baie swaarder as die ou seer kry en die pyn. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir u woorde. Ons dankie dat u die God van heerlikheid is, dat u in die majesteit regeer. Ons dankie vir Jesus Christus wat 'n ewige lewe vir ons moontlik maak. Dat hy die dood oorwin het, dat hy opgevaar het na die hemel en dat ons as gelowiges ook erfgename daarvan kan wees. En dit is vir ons 'n troos op 'n dag soos hierdie. Here, u woorde word gekoester in ons harte. Lei u ons en gee u vir ons die krag. Troos u ons. Hou u ons veilig in u hande vas. Ons bid vir 'n familie wat treur. Ons bid, Here, dat u ook vir Tannie Fransie sal bystaan, dat sy u onderskraging in hierdie tyd op 'n besondere maat sal ervaar. Ons dra haar aan u op. Ons dra ook al die kinders, die skoonfamilie, die kleinkinders aan u op. Dankie, Here, dat ons in oom Dries kon geleer het en gesien het, 'n gelowige, een wat vertrou op u. Mag dit ook in ons familie voortgedra word. Mag hulle ook elkeen erfgename van u genade wees. Lei ons as ons ook nou gereed maak om graf toe te gaan, troos u ons ook daarin. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Liefdes, kom ons sing saam. En ons gaan die laaste lied sing. Lied nommer 516. Kom ons sing saam lied nommer 516. Ek dink ons kan dit 2 keer deur sing. Dis so mooi lied. Ons sing hom 2 keer. Al sou dan ook die vye boom nie bot nie. Lied nommer 516.
Ek gaan nou vir Benny vra. Benny, gaan jy die bedankings vir ons kom doen asseblief? Ek dink jy kan hier voor staan en hier's 'n mikrofoon, alles, en dan kan jy, as ons uitsaai, die mense ook dit hoor. So kom asseblief hier na vore toe. En dan kan ons intussen maar die rekenaar ook verander, dat ons daarna ook 'n mooi skyfie reeks kan sien. Onthou net om ons klank ook in te prop. Jy moet hierdie nou so oor jou oor sit. So daai ryk in die agterkant vir jou oor. Sit jou oor jou oor. My oor gaan nie deur gaan nie. Nee, behoort. Maar is nou wel skop. Jou oor deur. Okay. Dan moet ons net daar's dit mooi. Goed. Jy sal hier kan sien, hè. Ja, daar's lig alles. Baie dankie. Dankie Dominee Jan. Geagte familie en vriende en kennisse, almal wat hier is vanmiddag. Hulle toets my emosies, want hulle het my gevra om hierdie bedankings kortliks te doen. So ons sal kyk hoe gaan dit, Dominee Jan. As dit sleg gaan, moet jy maar oorneem. Ek wil eers aan afpop sê, Ansie, ons weet ons het haar nou ontmoet, met al die reëlings wat sy getref het, en die druk van die brief, en al die dinge wat daarmee saamgaan. Ons sê vir hulle baie dankie vir al hulle reëlings. Dan begin ek maar voor, ek begin by die versorgers van Anastemie. Daar is my skoonpa vir 'n ruk versorg. Die Sunningdale personeel, spesifiek, daar was 'n verpleegster, Lizzie, wat sy persoonlike verpleegster was, wat spesiaal na hom gekyk het. Ons waardeer dit baie, hulle het my baie bygestaan. Ek kan maar net vir die Sunningdale baie dankie sê vir al hulle moeite, hulle is ongelooflik gewees in die 30 dae. Dan Dominee Jan, baie dankie vir alles. Ons besoeke by die huis, die besoek in die hospitale, die kortdiens, vandag by my skoonma, ons waardeer dit regtig. Tannie Janet, waar is jy? Baie dankie vir vanmiddag. En Pieter, jy sit ook daaronder. Baie dankie. Ons waardeer dit. Die susters vir die eetgoed, susters van ons gemeente wat gekyk het na die eetgoed, en ek sien hier voor is mooi blomme, daar by die kus is ook mooi blomme. Ons sê baie dankie daarvoor, en ek dink die familie waardeer dit opreg. Dan, nie die minste nie, al die mense wat opgedaag het vanmiddag, ons waardeer dit verskriklik baie. Wat laaste eer kom betoon het aan my skoonpa, al die oproepe, al die gebede, ek dink die familie en almal waardeer dit. En dan woorde van bemoediging, ons waardeer dit opreg. Ek dink almal sal met my saamstem, die wat my skoonpa geken het, daar was nie 'n grys area nie. Dit was of reg of verkeerd. En ek het dit so geskryf ook. Ek dink dis een van die voorbeelde van die mees nederigste man wat ek in my lewe ontmoet het. En hy kan maar net 'n voorbeeld wees vir almal van ons. Ons was baie lief vir hom. Eerbare man, maar so nederig. Hy het nooit homself eerste gestel nie, maar alles en almal voor hom. Ek sê vir julle baie dankie. Baie dankie Benny. Kom ons speel nou daai video en dan sit ons en ons luister daarna.
would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they
Baie dankie. Jammer dat ons klank nie saamgewerk het nie. Ek gaan nou net die kort stukkie in die briefie lees, die groetbrief, en dan gaan ek die draers aankondig, en dan vra ek dat almal sal opstaan, en as die familie ook die kerk verlaat, dat ons hulle aan die troos van die Here sal opdra. Daarna gaan ons na die begrafplaas toe. Dit is redelik nat by die begrafplaas. Ons het gereël dat ons die kus op 'n redelike droë plek laat staan, waar ons almal kan vergader, voordat ons die kus dan op die bande sit in die graf. Ons is ons hemelse Vader innig dankbaar vir die jare wat Dries aan ons gegeen was. Ons dink in diepe dankbaarheid terug aan sy lewe van 78 jaar. In diepe rou eer ons sy nagedagtenis en berus in die Here se alwyse besluit. Die draers hier by die kerk gaan optree: Sarel, sy seun Benny, sy skoonseun Henry, 'n skoonseun, Kreur, 'n kleinseun, Celia of Jaco, 'n dogter of 'n kleinseun, en Elmarie, dogter of Neil, 'n kleinseun. En dan by die graf gaan optree: Sarel, sy seun, Benny, skoonseun, Henry, skoonseun, Kreur, kleinseun, Celia, dogter of Jaco, kleinseun, en dan Neil, wat ook 'n kleinseun is. Kom, laat ons opstaan, en dan gaan die familie eers die kerkgebou verlaat. Dankie. En dan gaan ons almal saamry na die begrafplaas toe.